Goeienaand julle, ek hoop dit gaan goed. Ek is nou nie seker wanneer julle hierdie boodskap hier gaan kry nie, maar ek sê maar goeienaand vir julle. Mense, hierdie is net 'n vinnige inleidingkie, net so vinnig van die os op die jas. Ek het besluit ek gaan net so bietjie terugspring in die verlede. Dis nou maar sal baie dele vorm van die videoetjies wat ons nou al gedoen het, of stemnotaatjies, kom ek sê eerder so, wat te doen het met prepping. Ek het nou die dag die vraag gehad om te sê, hoorie, ek is nou splinternuut in die prepping ding, hoe gemaak nou? Nou ek glo persoonlik, maar dit is maar net my persoonlike opinie daaroor, dat as jy kyk waantoe die wêreld op hierdie stadium gaan, tensy daar 'n drastiese verandering is, as jy kyk na die petrolprys en al daai goed wat daarmee gepaard gaan, kospryse wat ons nog nie voel nie, maar wat goed op pad is, ensovoorts, dink ek, ons tyd om voor te berei, raak al hoe minder. So ek dink is belangrik dat ons net so bietjie herfokus en amper half back to basics gaan, maar ook vir die nuwe mense wat nou half wil begin prep en hoe gaan hulle maak of hoe gaan hulle te maak gaan om, jy weet, waar begin jy? Want dit is baie moeilik. Dit is nie so eenvoudig om net, jy weet, weg te spring en daar gaan jy nie. So ek dink wat ek wel gaan doen is, ons gaan so aan 'n paar goedjies raak, 'n paar onderwerpies bespreek, en dit gaan nie in diepte wees nie, jy weet, maar ek gaan definitief aan alles probeer raak wat in my verwysingsraamwerk maar is, en dan nou maar vir die mense laat weet, om te sê, jy weet, dis maar basies wat jy moet na kyk, en dit is wat jy moet voorberei. Jy weet, as jy dink jy het nou 'n week terug wakker geskrik, en ek bedoel dit nie lelik nie, maar dit is maar die realiteit, en jy wil nou 'n paar goedjies in plek kry, wat jy wil voorberei, vir as daar dalk die kosrakke leeg raak, of daar nie meer medisyne is wat jy kan koop, ensovoorts nie, of dit is dalk op die rakke, maar jy kan dit nie bekostig nie. Mense, en dis nie so, jy weet, snaaks of ver gevat nie, want as jy dink maar net terug aan die vroeë 2000s in Zimbabwe, waar die ouens met 'n krywa vol geld gaan 'n brood koop het. Maar dit nou daar gelaat. So, ek gaan maar dan, soos ek sê, net fokus op sekere elemente, en wat jy wel nou kan vir jou kry, en wat jy maar op moet fokus. Jy weet, dis beter om iets te hê as om absoluut niks te hê nie. En dis maar hoe ek daarna uitsien, of wat ek maar glo die mense moet na kyk. So, weer 'n keer mense, dis maar uit en uit my opinie. Julle is welkom om in die kommentare dalk by te voeg, as daar dalk ietsie is wat julle wil hê ons moet dalk bietjie dieper ingaan, en beter bespreek, of wat ook al. Maar ja, ek wil eintlik maar net, soos ek sê, vir die mense wat nou nie in die ding inkom, waar om te begin, hoe om dit aan te pak, en wat is maar jou fokuspunte. En dit is maar eintlik maar so eenvoudig. So ja, ek hoop julle gaan die reeksie geniet. Ek is nie seker hoe lank hy gaan wees nie. Dit sal nou maar bepalend wees, maar van goedjies soos die kommentare, ensovoorts, en ook, jy weet, om te kyk maar wat kan ons doen vir ons mede-volksgenote, ensovoorts. Jy weet, en hoe kan ons hulle wel help in die omstandighede waarin ons nou in beweeg. Ja, mense, ek hoop julle geniet hom. Bye.